Bly julle baie welkom weer by vanoggend se sessie. Vrydag is altyd goed om so saam julle te ontmoet op 'n Vrydag. En ons is nog steeds besig met daai reeksie oor om meer as oorwinnaars te wees te midde van baie uitdagings wat op ons pad kom. Ek en Wendy gaan 'n bietjie kuier daar in Engeland by my seun. So van volgende week af sal ek so 'n paar video's vir julle daar maak. Daar's pragtige areas daar wat ons gaan kuier by en ons sal daar sommer 'n paar video's vir julle maak. So volgende keer groet ek julle daar uit Engeland uit. Dis al ver wat 'n mens gaan. Ek kan nie glo dat ons wêreld so klein geword het dat ons sommer so vir julle kan saamneem daar nie. Dan gaan ons so vir 'n maand gaan ons julle 'n bietjie saamneem. So op 'n toer, ons het weer so 'n campervan gehuur, gaan ons Skotland toe, 'n bietjie Isle of Man toe en ons sal vir julle oral saam met ons neem. Ek wil graag nog so 'n bietjie aangaan met hierdie tema of die gedagte dat ons meer as oorwinnaars moet wees, want ek dink daarin loof ons die Here dat hy weet wat hy doen. So partykeer gaan dit nie goed met ons nie, maar ek dink hy wil ook hê ons moet steeds meer as oorwinnaars wees. Ons lees van Paulus wat stoei met die doring in sy vlees. Ons lees daar in 2 Korintiërs 12 die volgende, as hy gaan getuig van hoe God hom laat berus het oor sy omstandighede. Hy sê 3 maal het ek van die Here gebid dat dit vir my weggeneem moet word. Dis nou daardie doring in die vlees wat hy in vers 7 verwys. Sy antwoord was: my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is, sê die Here natuurlik nou vir Paulus daar. En dan natuurlik 'n paar stellings wat hy maak in sy oorwinning, of die gedagte daarvan dat vir ons oorwinning gee te midde van die uitdaging. Sê daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Dis waar ek my krag kry is by hom. Daarom in vers 10 sê, daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus. En dan die oorwinningsstelling wat hy maak, hy sê, want as ek swak is ek sterk. Daardie teks sluit natuurlik 'n magdom van vrae en stellings, sluit dit in. Maar wat vir my belangrik is dat ons nie fokus op die uitdagings waarmee ons te doen het nie. Maar eerder hoe kom ons uit die uitdaging en bly ons steeds die lig sien. Onthou daai lied wat ons gesê het, tel jou seëninge, een vir een sê ons vir julle, as jy sien hoe die Here vir ons seën. Is die uitdaging miskien vanmôre, en dit wat nou in my hart is, miskien by julle ook, om te sê, al praat ek met die Here en hy gee nie vir my nie. 'n tema om te sê dat ons is steeds oorwinnaars, al antwoord die Here ons nie. Al gee ons nie wat ons vra nie. Al luister na ons versoek en hy gee nie wat ek versoek nie. Is daar nog steeds 'n roem wat hy sê, Here laat u wil as en ware geskied. Want juis in ons tekortkoming, juis dit wat ons as uitdaging sou beskou, dit is waar ons krag lê. Die versoekings is ons uitdagings. Die oorwinning maak ons sterk. En ek dink die wonder van hierdie oorwinning lê juis daarin dat ek die vermoë het om aan te gaan al kry ek nie wat ek vra nie. En die gedagte wat ek dalk by julle wil laat vandag, is God is nie 'n afgod wat doen wat ons vir hom sê wat hy moet doen nie. Jy weet, ons is mos nou goed, nou moet hy goed wees vir ons in 'n beloning. Ek is lief vir God, en dit maak dat ek doen wat ek doen, en ek aanvaar wat ek nie aan goed kan verander nie. Ek aanvaar ook as ek nie kry nie, want ek weet God het my lief, en hy wens die beste vir my. Ek is so dankbaar, die Here gee nie vir my alles wat ek vra nie. As ek dan alles moet skryf wat die Here my vra, sou ek al baie bederfde klong gewees het. En ek weet ek sou vandag nie die mens gewees het wat ek is, as ek deur die beproewinge gegaan het nie. Beproewing maak dat 'n mens sterk raak. Mens wens dit vir niemand nie. En is nie so 'n wensdenkery gedagte dat ons sê, ag, die versoekings, of kom ons sê die ellende en die uitdagings dit maak ons sterk nie. Maar dit is so, vriende, ons word geestelik volwasse as ons die Here laat u wil geskied, soos Jesus het in die tuin gedoen het. Ons is 'n paar Vrydae terug, het ons so daarna gekyk. Ek kyk na myself in die spieël en ek aanvaar die goed waarmee ek nie tevrede is nie. Ek verwerk die goed waar ek foute gemaak het. Ek aanvaar dat die drome wat ek gehad het
wat nie met God belyn was nie, en dit nie plaasgevind het nie, weet ek is tot my eie voordeel, dit werk ten goeie mee, wanneer ons sê dat ons die Here lief het en hy vir ons lief het. Dank ek die Here dat ek vandag hier saam met julle is. Daar waar jy sit, of staan of luister na hierdie video, of hier waar ek nou is. Ons is hier, ons het dit gemaak tot hier. En vriende, ek is nie slegter af nie. Met die Here by my is ek altyd 'n oorwinnaar. En eer kom vir die uitdagings in my lewe. Ek het 'n klomp goed nou vandag gesê, en ek weet, miskien gaan jy deur 'n paar uitdagings in jou lewe. Miskien gesien jy graag wou gehad het dinge was anders gewees het. Maar weet net, die dinge het gebeur soos dit moes gebeur. En die Here help van ons gebrokenheid, om ook die goed wat partykeer nie is soos ons wil hê nie, om dit ook te kan verwerk. En daarin lê my oorwinning. Paulus sê hier, as ek swak is, nee, hy sê, daarin roem my, want as ek swak is ek sterk. Ek is so belang dat my krag en sterkte lê in God, en nie in myself nie. Ek is baie, baie dankbaar daaroor. Kom ons bid net saam. Here, dankie dat ons hierdie moeilike konsep na U toe kan bring. En al die ondervindings, na almal wat nou luister na hierdie video, waardeur hulle gaan, dat U vir ons help om soos Paulus te kan sê, dat ook in ons swakhede, het ons sterk geword. Ek dank U, Here, vir uitdagings in my lewe ook. Ek dank U dat U dit dikwels vir ons ook moeilik maak. Dankie, Here, dat U ons toets, dat ons nie die hele tyd in die hawe sal bly in die boot nie, maar dat ons ook in die rofsee sal wees, waar ons swaar kry en seer kry, en waar die boot lek, en waar daar skade is. En as ons wees kalm te kom, dat ons vir U kan dankie sê, dat U vir ons gehelp om ook deur die storm te gaan. En Here, saam met my vriende vra ek, mooi dat as U dit van ons wil wegneem, die ou swaar kry, is ons dankbaar. Maar soos U kind Jesus kom getuig ons vanmôre en sê, laat U wil geskied. Want ek weet, Here, dinge sal vir ons reg uitwerk. Dankie dat U deur al die jare vir ons bewaar laat bly het. En dat ons vandag hier kan staan, ons kan lewe, selfs as daar siekte is ons nou weer gesond. En as ons stoei met siekte, Here, is in elk geval by ons. En dit bring 'n dankbaarheid in ons harte. En so vra ek om genade vir elkeen wat luister na hierdie video, seën vir hulle in hierdie dag. Help ons dat ons soos Paulus ons harte gedraai sal wees, om te midde van die uitdagings nie donker sal word nie, maar dat ons juis lig sal wees, en dat ons sterk sal wees. Ons eer U daarvoor. Amen. Die Here seën jou vandag. Ek het nie altyd die antwoorde vir almal nie. Kom baie mense by my beraadingskantore heen, en praat ons maar, ons gesels, en ons draad na die Here toe. Maar wat ek geleer het, tyd leer my waar die antwoorde lê. As ons so terugkyk, dan kry ons antwoorde vir baie van die vrae in ons harte, wat in daai oomblik ons nie antwoorde gehad het. As jy moeilikheid het in hierdie dag, of jy kry baie swaar, of jy is benoud, of jy is angsvol, mag die Here vandag vir jou vrede gee, en jy jou krag in Hom ontdek. Dit is wonderlik om die Here te kan dien, dit sê, Here, laat U wil geskied. Maar ook wanneer U nee sê, Here, is dit vir ons ook goed, en daarvoor eer ons U. Seën vir julle tot ons volgende week mekaar sien, volgende week soos die Here wil, groet ek vir julle daar uit, ver land uit, en dan gaan ons 'n mooi pad saam stap, verder oor die tema van, om meer as oorwinnaars in die naam van die Here te wees. Totsiens, soos die Here wil, tot volgende week as ons mekaar weer sien.